Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Christus het vir die individu gesterf. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. 1 Timoteus hoofstuk 1 vers 15. Die belangrikste deel van die daaglikse bediening was die diens wat ten behoewe van individue verrig is. Die berouvolle sondaar het sy offer na die deur van die tabernakel gebring en sy hand op die slagoffer se kop geplaas, sy sondes bely en dit sodoende in figuurlike sin van homself na die onskuldige offer oorgedra. Met sy eie hand is die dier toegeslag, en die bloed is deur die priester na die heiligdom gedra en voor die voorhangsel besprinkel, waarachter die ark was wat die wet bevat het wat die sondaar oortree het. Deur hierdie seremonie is die sonde, deur die bloed, in figuurlike sin na die heiligdom oorgedra. In sommige gevalle is die bloed nie na die heiligdom geneem nie, maar die vleis moes dan deur die priester geëet word. Beide seremonies het eweveel die oordrag van die sonde van die boeteling na die heiligdom gesimboliseer. So was die werk wat dag vir dag deur die jaar voorgegaan het. Nadat die sondes van Israel so na die heiligdom oorgeplaas is die heilige plekke verontreinig en 'n spesiale werk het nodig geword vir die verwydering van die sondes. God het beveel dat versoening gedoen word vir elk van die heilige afdelings, soos vir die altaar, om dit te reinig en heilig van die onreinhede van die kinders van Israel. Levitikus hoofstuk 16 vers 19. Een keer per jaar, op die groot versoendag, het die priester die allerheiligste plek binnegegaan vir die reiniging van die heiligdom. Die werk wat daar verrig is, het die jaarlikse bediening voltooi. Die aardse heiligdom is gebou volgens die patroon wat op die berg getoon is. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word. Die twee heilige plekke was afbeeldinge van die dinge in die hemele. Christus, ons groot hoëpriester, is 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Hebreërs hoofstuk 9, verse 9 en 23 en Hebreërs hoofstuk 8 vers 2. Hy verskyn in die teenwoordigheid van God, gereed om die bekering te aanvaar en die gebede van sy volk te verhoor.